Liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Nou ja, dit is natuurlik die naam van Jesus wat ek en jy elke dag deur woord en daad moet verhoog. Want Jesus het gesê, wanneer ons sy naam verhoog, dan sal die mense na hom toe aangetrek word. Daarom groet ek u in hierdie wonderlike naam. Ek sit vanmôre hier voor u met 'n Kalahari bedieningshemp aan. Toe ek 5 jaar gelede opgehou het met my bediening onder die boere, daar aan die suide van Namibië het ek altyd hierdie hempies gedra. En mense vra baie keer vir my, aan watter gemeente behoort ek of van watter kerk behoort ek? Vriende, ek bedien onder die naam van Kalahari bediening. 5 jaar terug, toe lockdown begin het ek oorgeskakel op sosiale bediening, en dis die platform waarop ek mense bedien. Ek is so bevoorreg om mense met die woord en met die waarheid te kan bedien. Ek eer die Here vir hierdie geleentheid. En vanmôre het ek weer 'n interessante boodskap wat ek met u wil deel. As jy na hierdie boodskap luister, sal jy besef hoe naby is ons aan die einde van ons bestaan hier op aarde en voor die koms van die Here Jesus, wanneer hy gaan kom om sy bruid te kom haal, sy kinders, sy bloedgewaste kinders. Ek wil vanmôre vir u lees 2 gedeeltes wat op mekaar volg. Dis een brief wat deur Bybelvertalers geskei is van mekaar, sodat dit makliker gelees kan word. Maar ek wil vir u lees eerstens 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot vers 18 en dan lees ek 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1 tot 8. Jy moet mooi volg, dit volg mooi op mekaar, ek gaan dit vanmôre vir u verduidelik. Ons praat vanmôre oor daardie gedagte dat mense verlang na vrede in hierdie wêreld. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur, soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so, die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Ek praat van die siele. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerddaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel, en met geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dan lees ons ook hoofstuk 5 vers 1 tot 8. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk, maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van die geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor u gesag kan buig, en weet, ons buig ons hoofde en ons harte
voor die almagtige Skepper God. Ons nader vanmôre in gebed tot U troon in die naam van Jesus Christus, ons middelaar en ons voorspraak. Ons wil sê dankie dat ons vanmôre weer eens na U woord kan luister. 'n Woord wat U vir manne gegee het om te skryf, deur die Heilige Gees geïnspireer, om neer te skryf, sodat ons jare later daaruit kan lees en kan leer. Het vanmôre vir ons 'n kosbare boodskap. Ons sien hoe dat die eindtyd profesie in vervulling kom. Here, kom maak ons wakker. Ons besef ons is baie laat op God se oorlosie, vlak voor Jesus se wederkoms. Maak ons wakker, leer ons vanmôre uit die woord, skud mense geestelik wakker, dat hulle met U sal ontmoet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hou net een teksvers aan die vooruit ons geleesde gedeelte, want dis waaroor ons boodskap van vanmôre gaan. Maar ek gaan die hele skrifgedeelte van vanoggend met U hanteer, om vir U te wys hoe alles mooi in plek val. 1 Tessalonisense 5 vers 3, daar skryf Paulus, hy sê, want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ek praat vanmôre met U onder die tema, die wêreld roep uit na vrede. Daar's nie vrede in die wêreld nie. Daar's chaos in die wêreld. En die wêreld roep uit na vrede. En daar word so baie planne gemaak om vrede in die aarde te skep. Ek het al verskeie kere in die verlede gesê, hoe groter die chaos in hierdie wêreld is, hoe groter is die kans vir die valse vredevors om op die toneel te verskyn. Ek het ook gesê, Donald Trump het ongetwyfeld 'n baie belangrike rol om te speel in hierdie wêreld. Sy tweede termyn as president van Amerika het met soveel meer radikale veranderinge afgeskop as die vorige termyn, en hy het onmiddellik sy stempel duidelik in die wêreld afgedruk, omdat hy 'n rolspeler in die wêreld is, en almal sê dit so. Onthou, niks gebeur in hierdie wêreld sonder die raadsplan van die almagtige, alwetende, wonderbare Skepper God nie. Niks kan gebeur wat God nie van weet nie, en wat hy nie in sy raadsplan vooruit beplan het nie. Donald Trump het dadelik as vredevors en beskermheer van Israel op die toneel getree. Maar hy probeer definitief ook om die spanning in die Midde-Ooste tussen Israel en die moslimlande te onderdruk. Daar's gewellige spanning, en al wat hy probeer en kan regkry miskien is om dit te onderdruk. Trump het ook die Suid-Afrikaanse regering, ons kan sê, sy hoofslagaar afgesny, en is daar nie vinnig 'n radikale beleidsverandering by die Suid-Afrikaanse regering, veral van die kant van die ANC natuurlik kom nie, deurdat hulle onderwerp aan Trump se eise nie, dan gaan Suid-Afrika hom doodbloei, en ons gaan almal daaronder ly. Ons sien, ons is op pad daarheen, 'n ramp is besig om in Suid-Afrika af te speel. Aan die een kant poog Trump om die politieke onmin en onstabiliteit tussen wit en swart in Suid-Afrika te red, of te probeer red. Dis eintlik maar net die rassehaat in Suid-Afrika wat nooit sal ophou nie, en dis presies wat die Here Jesus in sy woord vir ons voorspel het. Kom ek lees vir u in Lukas 21 vers 9 verwys Jesus na oorloë en opstande. In vers 10 sê hy, die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. Hy praat hier van rassekonflik, etniese oorloë, haat onder volke, nasies en tale teen mekaar. Maar aan die ander kant glo ek persoonlik, dis God se plan
om met hierdie godlose regering van Suid-Afrika op sy eie manier af te reken, omdat hulle Israel vervolg het en steeds as vyande van Israel optree. Ek lees juis nou Woensdag wat verby is in die nuus dat 'n woordvoerder van die Suid-Afrikaanse regering Israel se besluit om die humanitêre hulp aan Gaza te staak veroordeel het en sê dat dit 'n poging is om honger as 'n oorlogswapen te gebruik. Hulle is baie duidelik oningelig en nou verwys ek spesifiek na die ANC-regering. Hulle is oningelig want Hamas kaap alle kosvoorrade wat inkom in Gaza en dan verkoop hulle dit ten duurste aan hulle plaaslike bevolking om die geld aan te wend vir die aankoop van wapens en ammunisie. So hulle het net een plan en dit is om geld te maak uit daardie humanitêre hulp wat hulle ontvang selfs van Israel. Plaas hierdie regering bekommer hulle eerder oor al die duisende honger en arm gesinne in Suid-Afrika wat nie eers elke dag kos het om te eet nie of skoon water het om te drink nie en meeste aande honger gaan slaap of sterf van die honger. Nou vriende, ons weet dis waar dat daar in Suid-Afrika baie mense is wat honger ly. Dit sal beter wees as hulle eerder by hulle eie huishoudelike sake bepaal as om Israel gedurig te wil vervolg. Maar ek het laasweek daaroor gepraat, God slaap nie. Intussen het Trump Hamas met 'n totale uitwissing gedreig as hulle nie dadelik al die Israeli gijslaers en liggame uitlewer nie. Ek wonder, wat sê Suid-Afrika nou daarvan? Maar die Here gebruik vir Donald Trump om met hierdie godlose regering van Suid-Afrika te handel. Verder tree Trump op as die groot vredemaker tussen Rusland en Oekraïne. Die afgelope tyd was dit baie in die nuus. Dis vir niemand vreemd nie. Daar is nog baie ander dinge wat ek ook kan opnoem, maar ons kry verseker die gevoel dat Donald Trump die rol moet speel van die groot vredemaker in hierdie deurmekaar en sondige wêreld. Maar vriende, moet asseblief nie nou dink dat Donald Trump die anti-kris is nie, want daar's mense wat die boodskappe rondstuur dat Donald Trump is die anti-kris. Nee, beslis nie. Ek het in 'n vorige boodskap gesê, en ek wil dit weer sê, die anti-kris sal 'n persoon wees wat vermoedelik uit die oosterse volke, dit wil sê uit Sirië of Irak sal kom, maar omdat hy heel moontlik ook Joodse bloed sal hê, daarom sal hy deur die oosterse volke en Israel aanvaar word. Ek het dit geleen uit 'n artikel van professor Johan Malan, wat die Basyn geskryf het in die laat 1990s. Maar vriende, al hierdie vredespogings waarvan ons lees en waaroor ek vanmôre met u praat, is een van daardie eindtyd profesieë wat huidiglik besig is om in vervulling te kom. Kom ons hanteer die skrifgedeeltes wat dat u dit kan raak sien en dat u kan verstaan hoekom ek sê dis eindtyd profesieë wat in vervulling kom. Ons fokus daarom heel eerstens op die aanloop tot die einde. Die aanloop tot die einde wat moet aanbreek. Ons gaan dus kyk, waar pas die vrede wat voorspel word by die eindtyd profesieë in? Want ons hoor hierdie praatjies wat gemaak word deur al die politieke leiers van die wêreld, daar moet nou vrede kom. Daar moet nou vrede tussen Israel en Hamas ook kom, maar daar moet vrede kom tussen Rusland en Oekraïne. Daar moet totale vrede in die wêreld kom. Ek gaan vanmôre in hierdie boodskap
net ons skriflesing, naamlik 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 en 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 8 vir u verklaar. Onthou die volgende. 1 Tessalonisense 4 en 5 is deur Paulus geskryf. Dit was oorspronklik aan mekaar geskryf as 'n brief aan die gemeente van Tessalonika en moet dus as 'n eenheid gelees word. Ons wil dit as hoofstuk vir hoofstuk lees en elkeen het 'n ander boodskap. Nee, dit was 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente van Tessalonika. Die Bybelverklaarders het dit in verskillende hoofstukke en teksverse ingedeel, sodat dit maklik gelees en maklik gevolg kan word en ook beter verstaan kan word. Daarom gaan ek dus ons geleesde gedeelte as 'n eenheid hanteer wat op mekaar volg, want dit is 'n brief wat Paulus aan 'n gemeente geskryf het, die gemeente van Tessalonika. Eers moet daar groot chaos in die wêreld heers. Dis baie duidelik volgens die woord van die Here. Alles wat die Here Jesus voorspel het as eindtyd profeseë in Matteus 24 en Lukas 21 en baie ander dinge wat Jesus nie voorspel het nie, maar ook as eindtyd gebeure beskou kan word, tref die aarde en die aardbewoners, kan ons sê, daagliks. Hierdie dinge wat die Here Jesus vir ons voorspel het as eindtyd profeseë, gebeur daagliks. Ons lees dit daagliks in die koerante, ons weet dis waar. Oorloë en gerugte van oorloë. In Lukas 21 vers 9 verwys Jesus, ek het dit net nou vir u gelees, na oorloë en opstande. In vers 10 sê hy, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daarin verwys Jesus na rassekonflik en etniese oorloë, haat tussen verskillende rasse teenoor mekaar en volke teenoor mekaar. Volke en nasies wat mekaar haat en in konflik leef met mekaar. Hoofsaaklik as gevolg van ras, taal, kultuur en godsdienstige verskille. Daar heers vyandskap, vriende, tussen Christene en ander gelowe of godsdienstige bewegings, nie van vandag af nie, maar dit raak al erger. Dink maar aan die haat en die vyandskap of die konflik tussen moslems en Jode, of tussen moslems en Christene. Daar's geweldig baie konflik deesdae tussen hierdie partye. Hierdie haat en vyandskap is besig om 'n wêreldwye krisis te word en dit raak by die dag al groter. Dit gaan heeltemal hand uitruk as dit nog langer so sou aanhou. En daarom moet daar vrede kom. Daar moet op een of ander stadium vrede kom. Mense leef in vrees op hierdie aarde, en ons weet dit. En daarom roep almal uit na vrede soos ons tans ervaar. Dis die enigste oplossing en hoop vir hierdie wêreld wat Jesus nie ken as hulle ware vrede vors nie. Die wêreld hoop daar sal vrede kom, maar hulle ken nie die ware vrede vors, en dis Jesus Christus nie. Dit klink regtig en lyk regtig asof Trump die stormagtige waters kan kalmeer en vrede kan skep vir sover dit menslik moontlik is. Ons praat van vrede op hierdie mekaar aarde. Maar Paulus waarsku teen 'n mensgemaakte vrede in 1 Tessalonisense 5 vers 3, waar hy sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar vriende, in daardie vredestydperk, waar volke en tale van alle lande oor die hele wêreld vrede gaan sluit met mekaar, gaan daar twee dinge gebeur. Maar die woord voorspel, daar moet eers vrede kom in die wêreld. En ons fokus nie baie daarop nie. Maar die woord sê daar moet vrede kom. Maar wanneer daar vrede gesluit word tussen al die volke
in al die lande en nasies en tale oor die ganse wêreld, dan gaan daar twee dinge gebeur. Heel eerstens moet Jesus sy bruid kom haal. En ek weet daar's baie mense wat nie glo in die wegraping nie. Daar selfs mense wat vir my sê dit staan nie in die Bybel nie. Dan sê ek, ag asseblief. Dit wil net vir my sê mense is onkundig. Hulle het nog nooit hierdie skrif gelees nie. Ek het hierdie boodskap van die wegraping reeds verstaan voordat ek nog kweeskool toe gegaan het. Paulus skryf hierdie brief aan die Christen gemeente van Thessalonika, soos ek gesê het. En luister nou mooi, 1 Thessalonisense 4 vers 13 tot 18 is 'n duidelike boodskap van Jesus wat eers sy bruid, sy ware bloedgewaste en weergebore kinders kom haal op die wolke en hulle wegvoer. En daar staan, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Hy skryf aan kinders van die Here, hy noem hulle broeders. Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie, want ons gaan mekaar weer sien. En nou gaan hy in vers 14 aan, hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Wat bring hy saam met hom wanneer hy kom op die wolke? Die siele, die afgestorwe siele, die liggame is in die graf, hy bring die siele saam. Vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here. Nou die wegraping is 'n fase van die wederkoms, dit is nie die wederkoms nie, tot by die wederkoms van die Here, dat ons die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self, Jesus self, sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. Jesus self gaan roep na sy kinders. Net sy kinders gaan sy stem hoor, met die stem van 'n aartsengel, wat ook gaan roep. En die geklank van die besuin van God, let nou mooi op, en die geklank van die besuin van God wat geblaas gaan word, en die wat in Christus gesterf het, die liggame wat in die graf is, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die wolke sal ons met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So, die afgestorwenes staan op. En ons sal saam met hulle op wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Waar ontmoet ons Jesus? In die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar met hierdie woorde. So heel eerste kom Jesus, dis die eerste ding wat gebeur, wanneer hulle praat van vrede en veiligheid, kom Jesus om sy kinders te kom haal. Maar wat gebeur hierna? Ons het nou net gelees, tot aan die einde van hoofstuk 4 natuurlik, en gesien Jesus neem eers sy ware, bloedgewaste kinders, sy wedergebore kinders, wat sy bruid genoem word, weg van hierdie aarde af. Maar kom ons lees nou verder in hoofstuk 5, dan sien ons, dat die regte valse vredevors op die toneel sal verskyn. 1 Thessalonisense 5 vers 1 tot 3. Hier skryf Paulus verder na die wegraping. Hy het nou eers die wegraping verduidelik waar Jesus sy bruid kom haal. Nou skryf hy verder in die eerste 3 verse van die 5de hoofstuk, maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want Jesus het vir julle gesê wat die eindtyd profesie sal wees. Maar Paulus verwys ook na chaos wat daar in die wêreld sal wees. Daarom verlang mense na vrede. Nou sê in vers 2, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Skielik kom Jesus om sy bruid te kom haal. Vers 3. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hy praat van hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, want hy het sy bruid weggeneem.
en hulle het agtergebly. Almal wat nie deel is van die bruid van Christus nie, het agtergebly. Die bruid van Christus is weggevoer. Ek het altyd gewonder, wie sal vrede kom skep op hierdie aarde, waarvan Paulus nou praat hier in 1 Tessalonisense 5 vers 3. Want daar moet vrede geskep word. Uit hierdie chaos moet daar vrede uitgeroep word. Donald Trump is die man wat vrede uitgeroep het van dag 1 af en gesê het, ek het nie gekom om oorloë te bevorder nie, maar dat daar vrede in hierdie wêreld moet kom. En die afleiding wat ek hier maak, vriende, is dat die oomblik wanneer hulle uitroep vrede en veiligheid, dan gebeur daar iets onverwags. Heel eerstens kom Jesus skielik soos 'n dief in die nag om sy bruid weg te ruk, weggeraap, weggeruk, weg te ruk van die aarde af. En onmiddellik daarna verskyn die anti-Kris as die valse Christus en die valse vredevors op die toneel. Eers kom haal Jesus sy bruid. En onmiddellik daarna verskyn die valse Christus op die toneel. So dit gaan so 'n geweldige indruk wees op mense wat agterbly, hier kom Christus. Dis wat hulle gaan dink. Hoe gaan dit gebeur? Teen die spoed van lig natuurlik, vriende. En ons lees daarvan, en dis so belangrik, dat ons nie net een skrifgedeelte sal handhaaf en sê, dis hier waar Jesus praat van die wegraping. Daar's baie ander skrifte. Ek lees vir die 1 Korintiërs 15, net vers 51 tot 53. Kyk, Paulus skryf verder, hy sê, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Met ander woorde, 'n geheim. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Wanneer? By Jesus se wegraping. In 'n oomblik, in 'n oogwink, binne 'n breekdeel van 'n sekonde, by die laaste besuin, by die basuin wat geblaas gaan word, wat ons waarvan lees in 1 Korintiërs 4. By die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. Sien nie weer eens die ooreenstemming tussen hierdie skrifgedeelte in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 en 1 Tessalonisense 4, die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word, dis net die menslike liggaam, en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word. So ek ontvang 'n verheerlikte liggaam, 'n volmaakte liggaam, 'n hemelse liggaam. En die afgestorwenes se liggame wat opgewek word in hulle siele word verenig. Hulle ontvang ook 'n verheerlikte liggaam. In 'n oomblik, in 'n oogwink, binne in 'n breekdeel van 'n sekonde. Dan is die bruid weg. Ons moet altyd die skrif met skrif vergelyk, liewe vriende, om te kan bevestig wat jy sê is waar. Dit staan hier, dit staan op 'n ander plek in die woord, dit staan op verskillende plekke van die woord, dat die Here sy bruid gaan kom haal. Hy raap sy bruid weg. En die verskyning van die anti-Kris vind op die aarde plaas. Direk daarna. Alles gebeur net so, in 'n oomblik. En daarom lees ek ook vir u 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 8. Ek het al baie hierdie skrifgedeelte vir u gelees. Nou lees ons alles in verband. Daar staan Paulus wat skryf, hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Ek het op 'n stadium gepraat oor die anti-Kris. Hoe lyk die anti-Kris? Wie is hy? Hy is die mens van sonde. Die seun van die verderf word hy genoem, wat hy wil mense in die verderf inlei, gaan self hel toe. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Die derde tempel moet herbou word. Hulle praat baie oor die derde tempel wat binnekort herbou gaan word. Die anti-Kris moet daar gaan sit en hom voordoen as Christus. En nou sê vers 5, onthou julle nie, dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet,
wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Daar's iets wat die antichrist teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Hy kan net op die regte tyd geopenbaar word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Die pad vir die antichrist word reeds voorberei, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan kan die ongeregtige geopenbaar word. En dis die bruid van Christus wat uit die weg geruim moet word. Dan kan die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Eers moet die bruid weggeneem word, dan kan die antichrist op die toneel verskyn. Maar daar gaan reeds vrede op die aarde wees. En dan kom hy nou as die vredevors met baie tekens en wonders, die wonder van die leuen. Ek het nou nie vir u 2 Tessalonisense 2 in sy geheel gelees nie. U kan dit self gaan lees en u sal sien, wanneer die antichrist op die toneel verskyn, gaan hy met wonders en tekens en kragte, bonatuurlike kragte op die toneel van die aarde verskyn. Die Satan gaan 'n nabootser wees van Christus. Hy gaan op die wolke kom, of hy gaan op 'n manier kom, wat niemand dit verwag nie, en skielik, donder en blitse en tekens aan die hemelruim, en skielik is die antichrist op die toneel. En hy gaan in die 3de tempel gaan sit, waarmee hulle so besig is, reeds, om dit te bou. Maar om die geheel prentjie te kry, moet ons ook 1 Tessalonisense 5 vers 3 tot 8 verklaar, want daar lees ons van die voorafgaande waarskuwing, wat hoofsaaklik gerig is tot God se ware wedergebore en bloedgewaste kinders, of die bruid van Christus. Die waarskuwing is gerig vooraf tot die ware wedergebore kinders van die Here, die bruid van Christus. Die eerste ding wat Paulus sê, is dat die tyd vir die koms van die valse vrede duidelik sigbaar sal wees. Die wêreld roep na vrede. Die wêreld soek vrede. Nou, Paulus sê, daar sal 'n letterlike en sigbare vredestydperk op die aarde uitgeroep word of aanbreek, waaroor die hele wêreld hulle sal verbly. Hulle gaan uitroep vrede en veiligheid, sê die woord. So die hele wêreld gaan bly wees. Kom ek lees weer vir die 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, almal sal weet, daar's vrede, en hulle sal sê, ons is nou ook veilig, saam met die vrede is ons ook veilig. 'n tweede waarskuwing wat ons vind in die woord, dan sal Jesus onverwags soos 'n dief kom om sy bruid te kom haal. So eers word daar vrede en veiligheid uitgeroep, dan kom haal Jesus sy bruid. Ons sien dit nou in 1 Tessalonisense 5 vers 4. Maar julle broeders is nie in die duister nie, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. En elke keer wanneer hy praat van Jesus wat kom om sy bruid te kom, dan praat hy van Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag. Jesus het dit self gesê in Matteus 24, soos 'n dief in die nag. Daar word vrede en veiligheid uitgeroep, en Jesus kom sy bruid haal. En dan die derde waarskuwing, Jesus se bruid, of Jesus se ware kinders, moet waak en nigter wees. Dis 'n waarskuwing. Die waarskuwing is, hulle gaan sê vrede en veiligheid. Dis die eerste waarskuwing. Tweede is, dan gaan Jesus sy bruid kom haal, onverwags, soos 'n dief wat skielik kom om iets weg te ruk. Kom haal Jesus. Hy's nie 'n dief nie. Hy kom haal ons skielik soos 'n dief. Hy word vergelyk met 'n dief. En dan kom die waarskuwing tot Jesus se bruid, tot Jesus se ware wedergebore kinders, om te waak en nugter te wees, want ons is nog nie daar nie. 1 Tessalonisense 5 vers 5 tot 8 sê, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag.
ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Ons moet wakker wees, moenie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Ons moet elke dag gereed wees vir Jesus se koms, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons, wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Ons hoop op ons saligheid, want as Jesus ons kom haal het, dan ervaar ons 'n ewige lewe saam met Jesus. Maar vriende, ek maak gereeld nuwe vriende deur my sosiale bediening en ek eer die Here daarvoor. Mense luister na my boodskappe en dan kontak hulle my. En so het ek onlangs iemand leer ken met wie ek land en sand oor die telefoon gesels het. Ons gekuier soos ou vriende. En hy vertel my toe van sy geweldige wederkomsverwagting. En as ons praat van wederkoms, dan praat hy ook van die wegraping. Hy het nou onlangs, 2 weke gelede, die eerste keer 'n boodskap van my gesien. Hy sê, ek het so wederkomsverwagting dat Jesus nog in 2025 gaan kom. Hy sê, ek ry 'n ou bakkie. En my bakkie is gereed om vervang te word. Ek wou al 'n nuwe bakkie koop, maar ek het so 'n wederkomsverwagting dat ek gesê het, as die Here Desember 2025 nog nie gekom het nie, dan gaan ek vir my 'n nuwe bakkie koop. Nou ek het lekker gelag daaroor, maar wat vir my laat besef het is, dat dis nie net ek wat 'n verskriklike wederkomsverwagting het nie, ook ander kinders van die Here. Iemand wat nie eers onder my invloed dit gesê het nie. Wat maak die wederkoms of die eindtyd boodskap so anders as die ander boodskappe van die woord? Dis 'n boodskap van hoop. Ek sê altyd vir mense, daar's mense wat sê hulle glo nie in die wegraping. Ek sê vriende, die wegraping is 'n boodskap van hoop vir God se kinders, maar ek en jy moet waak en nugter wees, ons moet heilig wees. Dis 'n boodskap van hoop vir die wat Jesus Christus dien en hom liefhet. Want daar gaan 'n verskriklike tyd op aarde aanbreek wanneer Jesus sy bruid kom haal het en die anti-kris op die toneel verskyn het. 'n Verskriklike tyd, en dis 'n 7 jaar groot verdrukking onder die regeringskap van die anti-kris. En vriende, u moet hierdie boodskap mooi hoor. Jesus kom haal sy bruid, die anti-kris verskyn op die toneel om vir 7 jaar mense met al sy mag te regeer en hulle te dwing om die knie voor hom te buig en hom te aanbid. Luister na Jesus se woorde of sy waarskuwing, Matteus 24 vers 21. Hy sê, want daar sal groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. 'n Groot verdrukking waar die anti-kris sal regeer. Nou vriende, ek wil vir u sê, ek wens dit nie vir een van my familielede en my geliefdes toe nie. Ek wens dit, hierdie 7 jaar van groot verdrukking onder die regeringskap van die anti-kris, nie vir my vriende of kennisse toe nie. Want dit gaan 'n verskriklike tyd wees. Mense sal onthoof word of voor 4 pelotonne doodgeskiet word terwille van hulle getuienis vir Jesus Christus as hulle tot bekering kom. Maar dit gaan 'n verskriklike tyd van honger en dors en ellende wees. En daarom wil ek afsluit deur te vra, is die saak met Jesus reg? Het jy al met Jesus reg gemaak? As jy nog nie met Jesus reg gemaak het nie, dan moet jy dit doen, terwyl dat tyd is. En die tyd is nou. Want ons weet nie wanneer kom Jesus om sy bruid te kom haal nie. Maar as ek die woord van die Here reg verstaan, moet daar vrede uitgeroep word, en dis binnekort vrede en veiligheid wat uitgeroep sal word in die wêreld. Dan sê die woord, dan gaan 'n skielike verderf hulle oorval. Jesus se koms is naby. Is jy gereed? Is jy gereed met Jesus? Is Jesus deur sy gees in jou hart? Het jy hom al ingenooi? Het jy al jou sonde bely? Het jy hom al aangeneem as jou verlosser en saligmaker? As jy dit nog nie gedoen het nie, doen dit nou.
Kom ons bid saam. Here, U woord het ons vanmôre so duidelik geleer, dat die wêreld roep na vrede en veiligheid. Maar U het ook vir ons gewaarsku, as U kinders, ons moet gereed wees. En elkeen wat nie gereed is nie, sal vir ewig spyt wees, dat hulle nie gereed gemaak het nie. Skud mense geestelik wakker. U het met ons hart gepraat en duidelik gepraat, en ek wil vra, Here, bereik U kosbare doel in elke hoorder se lewe, in Jesus se naam. Amen. My vriende, die woord is baie duidelik, en U is baie welkom om met my kontak te maak, as daar iets is wat vir U dalk onduidelik was, of as jy met my oor iets geestelik wil gesels. Mag jy 'n geseënde dag hê en 'n geseënde week. Totsiens.